Aluma Capital, altyd aan die groei. Dis tyd vir volgens grandbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Christel. Môre mevrouens. Môre. Christel, die paaie is vroegoggend nog stil gewees, maar verwag ons dat dit stil gaan wees die res van die dag. Ja, dis nou 30 Junie, nee, ons wag nou almal vir hoe lank al vir 30 Junie en dis nou vandag so. Dis 'n moeilike ek het nou voor ek ingekom het ek op die groepe gekyk. Mense vra is die paaie oop, is dit skoon, is dit veilig? Ek het gister met iemand 'n gesprek gehad uit 'n vragmotorbesigheid en hy sê moet hy ry vandag. Dis moeilik om te sê. Ja. Jy weet Mens weet nie wat om te verwag weet nie nie. wat die antwoorde is nie. Dis moeilik om vir iemand te sê ja, ry, dis jou inkomste of nee, moenie ry nie want jy weet nie. Ja. En die ander ding is ook, ek weet nie wat om vir my buitelandse vriende te sê nie, wat wettig hier is dit beter om by die huis te bly of is dit beter om weg van die huis af te gaan, jy weet? Ons weet nie. So ek het gesien, ek het nou net gesien hulle sê in die middestad, Pretoria se middestad het mense begin byeenkom en in KwaZulu-Natal was daar gisteraand al 'n plekke waar mense begin bymekaar kom het. Die polisie het gisteraand 'n opdatering gegee van hulle gereedheid. So hulle sê hulle is ontplooi in al 9 provinsies. Dit lyk in hierdie stadium of die polisie beter voorbereid is as byvoorbeeld met die Julie onluste in 2021. Ja. Dit lyk so. Nou kyk, daar was lang waarskuwing geweest. Hier is nie 'n oornagting geweest nie. Ons het gehoor van 30 Junie, die nie amptelike spertyd wat buitelanders die land moet verlaat. So wat die polisie gisteraand gesê het is our operators are on the ground across all 9 provinces. Hulle sê let there be no doubt government is ready. We will secure every lawful and peaceful demonstration. We will protect every community. We will safeguard critical infrastructure. We will maintain public order. En toe ek hierdie lees anders in my agterkop het ek net gehoop daar's nie iemand wat sê challenge accepted. Ja. Want in hierdie situasies het 'n mens gewoonlik net een nodig. Net een mens wat 'n afspluk omgooi. Een mens wat ergens 'n klip deur 'n ruit slinger en dis chaos. Die polisie kan eenvoudig nie oral wees nie. Hulle kan nie oral patrolleer. Hulle kan nie die hele land se bevolking polisieer nie. En dis gewoon nie hulle werk nie. So daar's groot onsekerheid, lyk of daar beter voorbereiding is. Die polisie is oral ontplooi, ons het verlede week gesê, weer daar's polisiebeamptes wat gesê, nou, ons daar's 'n plan, maar ons het byvoorbeeld nie rubberkoels nie, so hoe maak ons? Die polisie wat ook sê hulle gaan glad nie wapens toelaat nie, wat eintlik maar standaard praktyk is by enige betoging. Vir gesonde verstand sê vir jou, jy kan nie jou wapen na betoging toe vat nie, want nee. Is 'n knopkierie of 'n skild, jy weet, is dit 'n wapen? 'n speelgoedgeweer. Die polisie gaan met kop hou, mense gaan met kop hou. Dis nog vroeg. So dit alles lyk nog alright, maar mens weet nie. Ek hoop dit verloop vreedsaam. Ja, want soos jy nou sê, is 'n knopkie die ene, sien ek nou die knopkie en ek probeer hom by jou vat, verstaan, ontlok dit nou 'n ander situasie. Nou moet jy hoop dat elke polisielid verstaan die situasie reg lees ook om te gaan, okay, hier's wat ons gaan. Is heeltemal reg, dit voel of ons beter voorbereid is. Ek kan byvoorbeeld sê my suster se oudste dogter speel in 'n nasionale toernooi in Boksburg en hulle het gister al boodskappe gekry om te sê ouers wat by die toernooi wil wees, moet teen 9:00 by die hekke en 9:00 word die hekke gesluit. Polisie sal patrolleer in daai area, seker te maak die kinders se veiligheid staan. So dit voel vir my of al plek, jy weet, planne in plek is en mens hoop maar daarvoor. En dis ook interessant om te sien die staat se afhanklikheid van private sekuriteit wat klink vir my redelik suksesvol ontplooi is. Altyd. Dit was my 'n interessante waarneming geweest van hoe wanneer die staat 'n leemte laat, omdat hy nie sy rol vervul nie, die privaat sektor inbeweeg. So hierdie stuk van Kobus Steenkamp van NWU, dit verwys na private veiligheid wat as magsvermenigvuldiger vir die polisie optree. Wat hy sê, dis nie verkeerd nie. Mense moet net waak daarteen dat die staat nie meer sy grondwetlike plig uitvoer nie. Hy praat hier spesifiek van Fidelity wat die polisie versterk. Hulle het helikopters, hulle het drones, hulle het duisende veiligheidswagte. So dit is ondersteunend vir die polisie, maar hy sê dit plaas ook 'n groot soeklig op wat van ons polisie geword het. Hoekom is 'n funksie wat veronderstel is om uitsluitlik by die staat te berus, het die hulp van die privaat sektor nodig? En ons praat baie daaroor samewerking tussen die staat en die privaat sektor. Daar's groot ruimte daarvoor. Iets as polisie is
dis shaky ground. Ja. Want as jy die rol van openbare orde, polisieering uitoefen, jy weet watter verantwoordelikhede is daar op jou. Wat mag jy doen en wat mag jy nie doen nie. So as dit ondersteunend is, verseker, as dit die rol van die polisie begin oorneem, dan moet daar rede tot kommer wees. En ek dink ons kan met sekerheid vir mekaar sê, tot 'n groot mate het die private veiligheid in die meeste betalende buurte het die funksie van die polisie oorgeneem. Ek bel nie die polisie as ek in die moeilikheid is nie. My vraag voor ek wonder volgens Christel is wat gebeur na vandag? Gaan die regering besef dat Suid-Afrikaners desperaat is vir lopende water, vir krag, vir 'n land sonder misdaad, vir werk, want ek dink vir my voel dit vir my of al die frustrasies kom spruit vanuit iewers uit en dit is dit. So wat gebeur na vandag? Hoe maak ons 'n verskil? Hoe gaan ons vorentoe na vandag? En dan sien ek solidariteit sê ook, jy weet, bou op eerder as afbreek en ek dink dis wat meeste Suid-Afrikaners wil sien. Ja, 'n kollega van my het gister opgemerk as jy vir mense moet sê om te bou eerder as om te breek, het ons reeds 'n probleem. Ja. Ja. Jy is heeltemal die regte vraag om te vra wat gebeur na vandag? Gaan enigiets verander? Jy moet onthou, mense is versigtig. Jy sê hulle maak die hekke 9:00 toe. Daar was oral boodskappe wat sê vir my hierdie winkelsentrum en vir my hierdie gebied. Dis besigheid wat verlore is. Besigheid wat vandag verlore gaan, dit word nie môre opgemaak nie. Net omdat ek vandag gekoop het, beteken nie ek gaan môre dubbel soveel koop nie. Daai is weg. Daai uitgawe is aangegaan. Dis klaar. Dis 'n verlies vir die ekonomie. So mense gaan selfs al is dit doodrustig vandag, weet mense gaan dink as ek nie hoef nie, gaan ek nie. Ja. En dit is 'n verlies vir die ekonomie. Ons is in 'n land waar ons as ons gelukkig is hierdie jaar 1% groei gaan hê. Ons kan eenvoudig nie hierdie soort goed bekostig nie. March is een van die groot organiseerders. Hulle het regmatige besware. Dit is so. Of hierdie die ekonomie gaan help. Die kan ek nie vir julle sê nie. Jy weet mense wat nie werk toe gaan nie, mense wat nie hulle inkopies gaan doen nie, karre wat nie op die paaie is nie. Dit help nie ons ekonomie nie. En indien daar wel chaos is en daai beelde gaan die wêreld in, dan is dit weer 'n rimpeluitwerking na beleggers en sê wel dit brand daar. Dit brand plek. Ons weet dit. Maar dit is nie die prentjie wat daar buite is nie. Hierdie help nie ons ekonomie nie. Nee, dit help nie ons ekonomie nie. Ek wonder net of ons regering gaan, ons het ons mense geval. So, verstaan, kan ons, en ek weet niemand, geen politici gaan ooit uitkom om te sê, jammer, ek was nie goed genoeg nie. Maar, verstaan, want dit is die realiteit. Daar's nou 'n raak waarneming. Ja, nee, dit is so. Ek wil sê as 'n land nie reg bestuur word nie, soog die mense wat daarin bly te vergeefs. En dit geld vir Suid-Afrika, vir Zimbabwe, vir al die ander buurlande. Gister toe ek met trane in my oë kyk na die vreesbevange karwagte rondom my en vir hulle bid, toe sê ek soos, ag Here, asseblief gee ook net harte vir die buitelandse presidente en regerders en ons eies, dat hulle kan meer compassion kry en daadwerklik ons eie regerings regkry, want anders gaan ons almal uiteindelik vlugtelinge in ons eie land word. 100%. Ons moet kwaad wees vir ons regering. Ons moenie kwaad wees vir mekaar nie. En op voetsoelvlak dink ek is dit eintlik so. Ons is nie kwaad vir mekaar nie. Ja. Ons is regmatig kwaad vir ons regering wat ons in die steek gelaat het. Amen. Christel, Hof hoor beweerde huurmoordplan. Ja, dit is 'n interessante storie. Dis wanneer iets baie slegs uitgaan. Kyk, ek en Andries het al moeilike gesprekke gehad, maar weet om in die hof te gaan verduidelik oor 'n beweerde huurmoordplan op jou man is heeltemal iets anders. Ja. So hierdie saak het nou begin daar in die Maletswaai Hof. So Annel de Bruin word daarvan beskuldig dat sy 'n huurmoord op haar man beplan het. Wat gister gebeur het is daar was 'n opname gewees van waar dit bespreek word en waar sy na bewering vir daar huurmoordenaar tussenganger mens sê wat hy moet doen om dit is 'n plaasmoord te laat lyk. Ja. Dit gee vir mense koue rillings. So die verdediging betwis die video. Hulle sê daar's nog geen sekerheid dat daar nie aan die video gepeter is nie. Die video is gister toegelaat, so dit is aangegaan en daarin verduidelik sy waar man gaan wees. Sy sê na bewering in die video as daar nou nie met hom gepeter is nie, die honde kan geskiet word. Dis koud. Dis baie koud. Daar word selfs gesê waar daar nie kameras is nie. So as jy hier gaan of deur die kamervenster skiet en hier's nie kameras nie. En sy gee nie om vir die bloed op die bed nie, want sy sal al wees om dit op te ruim en Ek mens verstaan, dis eintlik 'n bietjie sleg. Dit is mense se persoonlike sake wat nou in 'n hof draai. Dit is 'n ernstige aanklag en dit is sleg. Plaasmoorde is ook 'n slegte
verskynsel in ons land. En mense word eintlik al mense wil vies wees omdat iemand na bewering 'n man wil laat vermoor en dan om iets te gebruik wat 'n ernstige en 'n werklikheid is vir baie ander mense om dit te gebruik om jou eie beweerde misdadigheid te verdoesel. Dit is aaklig. Ons het nou al baie gedoen met mense wat hulle wie was die twee wat op witte brood was wat hy ook die vrou Ja. Suid-Afrika is vol misdaad, so jy weet niemand gaan vra as jy in 'n kaping doodgeskiet word nie. Daar's plaasaanvalle in Suid-Afrika, so niemand gaan vra as dit is baie sleg. Nou die hofsaak duur voort, maar dit is nie lekker om te lees nie. Nou ja, ons sal dit nog dophou. Wat kan jy ons intussen vertel oor Feroz Khan, die omstrede generaal met onderwêreldbande? Inderdaad, so Feroz Khan is die tweede in bevel by die misdaadintelligensie eenheid van die polisie. Hy is Sondag aand in 'n wat bestempel word as 'n mislukte sluipmoordaanval, sê hulle een keer in die buik gewond. Ja, Het iemand die wond gesien? ja, Is dit? weet nie. Okay. Dis weet jy wat sê die weet vraag nie. aan Ek vra net 'n vriend. Vra net. Ja, Vra namens 'n vriend. die een skoot wat afgevuur is, want daar's nêrens skooldoppies gevind enige in 'n Ek kar. het ergens gesien daar's 2 koeldoppies geweest. Ja, maar in die ander sluipmoordaanvalle wat ons nou al gesien het van die mense wat voor die Belangrike Kommissie was al duisende koeldoppies oral. Net een keer geskiet. Ja, daar is vra oor die situasie hierso. So hy is in die hospitaal. Hy is onderstel om môre voor die Belangrike Kommissie te getuig. So Feroz Khan word by baie beweringe ingesleep van waar hy op 'n toneel opgedaag het waar daar groot dwelmfonds was tot edelmetale tot baie sy naam word gereeld genoem. Woensdag moet hy getuig, dis môre en nou is hy in die hospitaal. Kritiek. Dit gaan baie moeilik dan nou wees vir hom om te getuig. Jy weet mense nie hierdie afmaak en grappies maak daaroor nie. Mense word doodgeskiet. Die eerste ding wat ek dink is Babita Deokaran. Ja. Jy sê weet in getekende aanvalle, hierdie mense mis nie. Ja. Ons is gewoond daaraan dat hierdie mense nie mis nie. Miskien het Feroz Khan het hy was hy gelukkig geweest, maar ek dink Suid-Afrikaners is met rede agterdogtig oor die dit wat mense sal doen om hulle self uit die moeilikheid te kry. Nee, maar ek sê nie hierdie het nie gebeur nie. Ek sê nie hierdie was nie 'n beweerde sluipmoordpoging nie. Ek sê net mense is skepties oor daar's vrae oor wat mense sal doen om uit die moeilikheid te kom. Ja, en dan die tydsberekening daarvan, 'n paar dae voordat hy voor die Madlanga Kommissie moet verskyn om regverdiging te doen vir die goed waarvoor hy dalk beskuldig word of moontlik by betrokke was. En dan natuurlik die nota wat daarbey was om te sê basies moenie my vervolg nie, vervolg die twee. Vervolg 2 ander mense. Ek weet nie, ons het nou al te veel gesien en weet hulle sy regsverteenwoordiger ten sterkste ontken dat die sluipmoordpoging vervals is. Weet 'n mens met hom op sy woord neem, is nie ander keuse nie. Mens hoop dit word behoorlik ondersoek of jy weet as iemand geskiet is, moet dit behoorlik ondersoek wees en as daar meer aan die storie is, dan moet ons dit ook weet. Ja. Ek dink net ons is met rede agterdogtig. Dis die een wurm na die volgende wat uit 'n blik uit spring. Dit was interessant en ek waardeer dit van die Belangrike Kommissie. Hulle het ook gister gesê ons werk met feite. Ons gaan nie nou aannames maak van wat gebeur het nie. Ons werk met kan nou feite. sit en bespiegel. Ons weet nie. Ons weet nie. Ons weet nie. Suid-Afrikaners is net altyd al so bietjie facefoos Verseker. vir mense wat uit moeilike situasies kom op interessante maniere. Dan het die stof nog nie heeltemal gaan lê tussen Jordan Hill Lewis en John Steenhuisen nie. Ja, kyk ons is op pad na die verkiesing toe en dit voel vir my in hierdie stadium die DA op 2 fronte moet veg. Die ding waarna ek hier wil kyk is Jordan Hill Lewis, leier van die DA wat sê kyk ons het nou almal gesien die John Steenhuisen wat op versoek van Jordan Hill Lewis as landbouminister verwyder word. Daar was baie backlash geweest. John Steenhuisen het 'n omvattende onderhoud met Houston voorgedoen wat hy gesê daar was 'n ooreenkoms geweest wat verbreek is. Ek weet nie of dit enigiemand help nie, hier is water onder die brug. Wat Hill Lewis ons het hom gister gevra, hy het gesê hy sal doen wat reg is, al is dit nie altyd maklik nie. En ek dink dit is belangrik, selfs al was daar een of ander onderneming geweest tussen mense, ons kan nie meer ons land bestuur en die DA wil die land regeer. Hulle wil meer as die Weskaap regeer, hulle wil hulle stempel afdruk. Hulle wil hê mense moet vir hulle stem wat van tevore nie vir hulle gestem het nie.
So hulle moet wys en hulle leiers moet wys dat hulle bereid is om moeilike besluite te neem. En ek dink as jy dink een van jou ministers is nie besig om te doen wat jy wil hê hy moet doen nie, dan kan jy hom. Jy kan vra dat hy verwyder. President Ramaphosa hoef dit nie aanvaar en ons wag nog steeds vir president Ramaphosa om een of ander vorm van aankondiging te doen. Waarvoor hy wag, die kan ek nie sê nie. Miskien wil hy 'n groter kabinetskommeling doen. Wat ek uit hierdie wil vat is Hill Lewis wat gesê het ons gaan moeilike besluite moet neem. Ons beskuldig graag die ANC daarvan dat hulle mekaar beskerm. Jy word van een plek na die volgende geskuif, onderpresterende amptenare, selfs ministers word net gelos. En as jy vir mense sê dat ons dit anders gaan doen en dat ons dit beter gaan doen, dan moet jy daad by die woord voeg. Ja, verseker. En dit anders en beter doen. Ja. Ons het nou ongelukkig nie tyd om te praat oor die speurtog na 'n braaibroodjie wat interessante ander geskiedenis ontrafel het en gemaak het dat Frans de Villiers in die donker gat van die kasteel die goeie hoop oornag het nie. Ja, mense moet dit gaan lees op Marula Media. Ja. Dit is uit navorsing gedoen oor die geskiedenis van die braaibroodjie. Weet geweer ons geskiedenis? Nee, ek verseker nie. So dit gaan meer as net die braaibroodjie, né, Christel? Net so vinnige 30 sekondes sê vir ons. Baie meer. Ja, hy het aan 'n ander in die donker gat gaan slaap, maar hy wil nie sê wat het dit met 'n braaibroodjie te doen nie. Maar ek dink hy Jy moet wag vir die boek. 'n regte speurverhaal. Ek weet hy het wel Jan van Riebeeck se dagboek in die hande gekry om te kyk wat daar oor die braaibroodjie te Het sê Jan van is. Riebeeck braaibroodjies gemaak? Hy, dit sou cool gewees het. Genigtig. Ja. Môre word die braaibroodjie verban. Mens kry sommer respek vir die man. Wat wil jy nog van ons vat, Jennifer? Verlos ons braaibroodjies uit. Ja. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie, vrouens. Dis Christel Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.